Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons gesels oor die bewegings van my lewe en hierdie week praat ons oor die beweging van verder en hoe ek verder met my lewe kan gaan en hoe God my lewe kan gebruik om 'n impak te maak in hierdie wêreld. Ons teksgedeelte vandag is Eksodus 4 vers 2 uit die ou vertaling en dan gaan ek vir ons 'n gedeelte uit Galasiërs 6 lees uit die Message vertaling. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. Dan Galasiërs 6 uit die Message. Make a careful exploration of who you are and the work you've been given. Then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Moses sien eendag hoe 'n Egiptenaar 'n Israeliet mishandel. En dit maak hom so kwaad dat hy die Egiptenaar vermoor. Sien, Moses se hart was nog altyd gekant teen ongeregtigheid en veral ongeregtigheid teenoor die Israeliete. Dit was in hom. En dis hoekom God na hom toe kom en God roep hom in lyn met iets wat nog altyd in hom was, om die volk te red uit die hande van die Egiptenaars, uit die hande van Farao. Jy sien, jou roeping vir jou lewe om verder te gaan, lê sterk in wie jy is. Jou bestaanstoel word ontdek deur 'n ondersoek te maak van wie jy is. Eintlik wie jy nog altyd was, want dit is hoe God jou geskape het. Sundar Pichai is die CEO van Google. Hy's gebore in Chennai in Indië, en hy is een van duisende babas wat in 1973 gebore is in Indië, maar wat ook gelukkig was om te oorleef. Tog is hy vandag die meesterbrein agter Google Chrome, Google Drive, Gmail en ook die Android sagteware. En as jy dit nie glo nie, kan jy my maar gaan Google. Maar wat interessant is van sy storie is, hy het eers 'n foon in hulle huis, of sy ouerhuis ontvang in Chennai, op die ouderdom van 15. En dit het hom so gefascineer, dat hy die ding uitmekaar gehaal het, en weer aan mekaar gesit het. Dit was 'n ou rotary phone. En so het hy met dit begin speel, en hy het begin uitwerk, hoe lank hierdie ding draai, per sekere nommer. Nou hy sê self, as hy vroeër of gouer aan 'n foon blootgestel was, dan sou dit hom nie so gefascineer het en geïnteresseer het nie. Hy was 'n arm seun van Chennai en op die regte tyd word sy belangstelling geprikkel. En vandag word hy genoem the Internet's Chief Engineer. Ek wonder of dit so toevallig was en of dit God se plan was vir hom. Ek dink dit was God se plan. Ek en jy het 'n storie en 'n geskiedenis. Maar ons moet dit ondersoek, want as ons dit ondersoek, kom ons nader aan God se skepingsdoel, lewensdoel vir ons lewens. My paadjie was 'n interessante een. Ek was begelei deur baie mense, eerstens om my gawes te ontdek. Die twee groot hoofstukke vir gawes is 1 Korintiërs 12 en Romeine 12, waar Paulus skryf oor die geestelike gawes. Dan het ek ook deur 'n proses gegaan om my persoonlikheid te ontdek. Ek het die Discus persoonlikheidsanalise gedoen en ook die MBTI om my te help verstaan wie ek is en veral hoe ek funksioneer. Dan is ek ook gehelp deur ander om my passies te ontdek. Passies is dit waarvoor jy sal sterf. Dis goed waaroor jy so sterk voel dat jy bereid is om jou lewe daarvoor op te offer.
Dan was ek ook gehelp deur mense om 'n lewenslyn op te trek en om te kyk na my ervarings en wat ek geleer het uit my lewenservarings en hoe God deel was van daardie lewenservarings. En dan was ek ook bewus gemaak deur mense van my lewensfase. Hoe ek op sekere tye in my lewe, sekere fases van my lewe, sekere rolle het wat ek moet vervul as 'n ouer, as 'n kind, as 'n man en hoe dit inspeel op my lewensdoel. Wat is hierdie goed vir jou? Het jy al ondersoek gedoen in dit? Ek hou van hierdie vraag in ons skrifgedeelte vandag, waar God vir Moses vra, maar wat is in jou hand? Wat het ek vir jou gegee? Want dit is 10-10-1 wat God in jou lewe wil gebruik. En ek is gek oor hierdie woorde in Galasiërs 6 van Paulus ook, wat sê, ons moet dit explore, ons moet ondersoek, instel. En ons moet nie vergelyk nie, want vir ons elkeen is dit wat God vir ons gegee het, uniek. Dit is so wonderlik van die mensdom, maar so baie van ons, maar ons almal is uniek. Jou lewensdoel is opgesluit in wie jy is en wat God vir jou gegee het. Waar is jy vandag? Ek wil jou uitnooi om ondersoek te gaan instel oor jou lewe, om te groei in bewustheid en 'n bewuswording van wie jy is. En dan sal jy ook agterkom dat dit is wat God in jou lewe wil gebruik. En hy wil dit gebruik waar jy is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons elkeen uniek is en dat U op unieke maniere met ons werk en unieke goed vir ons gegee het. Wil U ons help om meer bewus te word van ons eie lewens, om tyd te maak, om te reflekteer, om te dink, om dalk 'n bietjie analises te doen. Mense te gaan sien wat ons help daarmee. Here, stuur die regte mense, sodat ons kan lewe met 'n groter bewustheid van wat U vir ons gegee het, en hoe ons dit kan gebruik vir U koninkryk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.